Ladies and gentlemen, please make some noise. Môre Skalk, gaan dit vanoggend. Welkom terug hier by Koffie en Kontrakte. Plek waar jy jou daaglikse dosis inspirasies, praktiese wenke en natuurlik goeie selskap kry. Jy weet, ons gesels oor alles in die eiendomswêreld, maar ook sommer net oor alles en alles. Pieter, ja, goeiemôre. Nee, dit gaan goed, dankie. En dit is goed dat ons bietjie vandag gesels oor iets wat baie agente miskien jou persoonlike handelsmerk. Wat is jou persoonlike handelsmerk? Want kom ons wees eerlik. Daar's 'n see van agente en hoe staan jy uit? En dit is baie belangrik. Mens moet jy moet jou eie handelsmerk, jou persoonlike handelsmerk moet jy uitkry. Ja, kom ons begin bietjie by die basiese vraag. Wat is 'n persoonlike handelsmerk? Jy weet, mens dink altyd aan 'n handelsmerk as 'n logo, maar 'n persoonlike handelsmerk is nie net jou logo of jou Instagram klere nie. Jy weet, dis die gevoel wat mense kry as hulle aan jou dink. So dis jou reputasie, jou styl, en soos die Engelsman sal sê, jou why. Ja, dit is in 'n mark soos Bloemfontein is dit waar jy ook al werk, is mense soos nie net op soek na 'n agent nie, of 'n konsultant nie. Hulle soek iemand wat hulle kan vertrou, iemand wat met hulle kan gesels, iemand wat met hulle kan deel wat aangaan in die buitewêreld, wat aangaan in die eiendomswêreld, en iemand wat reël voel, soos hulle nou sou sê. Jou handelsmerk moet dus eg wees. So jy moet dan ten minste eerlik wees met mense. Ja nee, natuurlik. En jy weet, hoe begin 'n mens natuurlik? Jy weet, stap 1 altyd sal wees oor hoe kry jy duidelikheid oor wie jy is? Wat maak jou anders? Is jy die familieagent, die no-nonsense onderhandelaar of die vriendelike buurman of soos ek en jy die koffie en kontrakte ouens? Ja, dit is so. En mens moet jy moet vertroue inboesem by jou kliënte, by jou verkoper en ook by jou koper. En mens moet ook platforms gebruik soos Instagram, Facebook en selfs WhatsApp businesses profiele is baie belangrik. Wys jou daaglikse lewe, jou besprekings, jou suksesse, maar ook die realiteit. Mense hou van eerlikheid. En dit is wat ek net gesê het, wees eerlik met mense. Gesels eers met hulle voordat jy nou sommer gaan inval en sê, nou kom ons lys die plek, kom ons doen dit of kom ons doen dat. Gee die mense die nodige agtergrond, laat hulle gelukkig voel, happy voel met dit wat hulle gaan doen. Ja, jy weet, dit is altyd soos, dit is nou wat jy gepraat het was, wie wees sigbaar. Jy weet, en dan kom maar natuurlik wat jy die stapwys moet sê, skep waarde. Want jy moet nie net poste doen of post, soos die Engelsman sê, doen van 3 slaapkamerhuis te koop met 2 badkamers en 'n sitkamer, eetkamer en 'n double garage nie. Jy moet wenke deel. Daai koper, jy weet, hy moet weet waar kan hy finansiering kry, hoe onderhandel jy natuurlik. En dan mense begin jou vertrou as jy iets betekenisvol sê, sonder om altyd iets net te wil verkoop. Ja, dis waar, Pieter. Jy weet, 1 week vol poste en dan die volgende 3 maande het jy niks. Maar werk jy nie, dit jou handelsmerk leef elke dag. Al is dit net 1 storie of 1 klein wenk wat jy deel. En wat jy net ook gesê het van hoe maak jy wat? Baie mense en baie verkopers vra, as ek my huis nou in die mark sit, hoe lank vat dit voordat ek moet trek? Hoe lank vat dit voordat die huis verkoop? Nou dan moet jy daai hele proses ken. Jy moet sê, hoor die oomblik as jy die aanbod geteken het, dan gaan ons nou na die bank toe en dan moet ons 'n lening kry en daai hele proses en hoe lank vat dit? En dis 'n vraag wat baie gevra word, hoe lank vat die aktekantoor? Dit is ene wat toe sê ek baie vir die mense sê ek reël met jou prokureur en sê vir hom, luister, ek wil my plek daai tyd oorgedra hê want ek moet vir my 'n ander plek kry of ek moet 'n vervoerlorry reël om te trek. Ja, en dan natuurlik, jy weet, ek het
by daar waar jy gesê het, of ek gesê het, kry duidelikheid oor wie jy is, jy moet altyd sê, jy weet, ek is ek. Bou vertroue deur jou persoonlikheid te wys. Maar nou ja, laastens, wees jouself, en ons sien so baie agente wat ander probeer nadoen, maar egtheid wen altyd. Jy weet, as jy snaaks is, kalk, ek weet nou nie hoe snaaks is ek en jy nie, dan moet ons maar snaaks wees, maar as jy ernstig is, wees professioneel. Jou ware self trek natuurlik jou ware kliënte aan. Nee, dat is so, dink aan jou handelsmerk soos 'n digitale handdruk. Die eerste indruk bly by mense. Dis wat hulle kry, lank voor hulle nog die persoon ontmoet het. Daar's die soos ek is, bou vertroue deur jou persoonlikheid te wys. En ek weet die waarde, man, die inhoud, wys jou kundigheid en die ervaring wat jy het. Jou waarde is op jou eiendom. Ek is aanwesig. Jy is by die plek. Jy weet en jy's hoe sê hulle hands-on. Wys jy's aktief en jy's betroubaar. En skep waarde. Wys jou en deel jou kennis met die verkoop. Nie net met die verkoopie, maar ook met die koop. Deel jou kennis met jou kliënte of met jou koper of verkoper. Ja, nee, ek weet natuurlik, handelsmerk, jou persoonlike handelsmerk dis 'n belegging. Jy weet, nie net in verkope nie, maar in vertroue, en vertroue verkoop uiteindelik huise. Jy weet, gebruik ek is konsekwent branding strategie, en gebruik natuurlik altyd dieselfde filter of kleurtoon op al jou fotos. Jy weet, dit maak jou, soos wat hulle sê, jou grid sterk op jou verskillende platforms. En natuurlik, skep 'n eenvoudige logo of watermerk wat jy op al jou eiendomsfoto's en templates sit. As jy by 'n maatskappy werk wat natuurlik vereis dat jy hulle handelsmerk daarop sit, sit ten minste jou eie fotootjie daarby. Weet, laat die mense kan sien wie jy is. En dan natuurlik laaste, as ons natuurlik kyk na hierdie Facebook, Instagram en al daai plekke, weet nie watter van ons mede-agente gebruik hierdie TikTok. Ek natuurlik glad nie, ek kan daai ding nie verdra nie. Gebruik vaste hashtags, soos wat hulle in Engels sê. Natuurlik soos ons sal gebruik, koffie en kontrakte, my eiendomsstorie, bloemagent of Pieter en Skalk verkoop en jou eiendommaat. Jy weet, dis maar net 'n paar voorbeelde van die hashtags wat jy kan gebruik. Ja, dit is nou al vir vandag. Volgende keer gaan ons kyk na praktiese voorbeelde van handelsmerke wat werk reg hier in ons stad. Ja, ek dink ons gaan daai ene 'n bietjie bære vir volgende keer. Ons gaan so 'n paar tussenin doen. En ek en jy gaan so 'n bietjie ons voet in die video kant sit. Weet, ons wil kyk of ons nie bietjie sommer so vinnige, lighartige opnametjie kan maak wat ons ook vir julle gaan post nie. So ons gaan dit volgende keer doen. Die onderwerp daarvan is koffie en eiendom. Wat is die ooreenkomste tussen verskillende koffies en die verskillende tipes eiendomme? En dan natuurlik, onthou, jy is nie net 'n agent nie, jy is 'n handelsmerk. Bou dit bewustelik, bou dit mooi. Dit is waar, Pieter, wat jy sê, ons die video wat ons gaan maak, die volgende een, die mense hoor net hoe lyk, hoe praat ons, maar hulle weet nie hoe lyk ons nie. As hulle ons regtig sien, as hulle ons nou op video sien, dan kan hulle ons dalk van ons baie hou, of hulle kan sê nee, asseblief. Maar beloof jou, maak gebruik van ons. Ek dink tussen ons twee het ons dan 'n redelike hoopie kennis al van. Weet, ons het dit ook nou nog nie vir die luisteraars gesê nie, maar ons is nou by dieselfde agentskap. So ek dink ons gaan dalk so aan die einde van hierdie ook net so 'n klein advertensietjie plaas van waar ons nou is. So kyk maar deur dit. Julle hoef nou nie al ons raad te volg wat ons hier geplaas het oor die kan ek sê handelsmerk goed nie, maar ons het dit daarom ook 'n bietjie deurgekyk en gaan naslaan. So kyk maar 'n bietjie daarna en dan natuurlik tot volgende keer koffie en kontrakte.
Lekker dag vir julle. Dankie, baie lekker dag. Totsiens.